Goed, ons is nou klaar met daai ander redenering daar en die mense is nou die laaste deel het Joshua gesê iets belangriks gaan nou gebeur. En ons is nou by hoofstuk 186 van die Groot Johannes Evangelie boek 3 en dit is 5 Maart 2026 lesing 100. Nou, die opskrif van 186 is voorbereidings vir die naderende storm. Nou ja, dit is 'n fisiese storm wat nader kom van haal, reën, wind, baie erg. En niks in hierdie verhale word vir ons gegee as dit nie 'n profetiese heenwysing het nie. En hierdie storm is die eindtydstorm wat oor hierdie aarde gaan trek, wat inteendeel al reeds begin het. Dit is nie net 'n voorbehoede van 'n fisiese storm nie, maar hoofsaaklik van 'n geestelike storm, wat sal kom aan die einde van die tyd. En hier is vir ons baie duidelike riglyne hoe ons deur hierdie storm sal kom sonder om iets met ons te gebeur. Ongeskonde deur die storm sal kom. Daarom is hierdie les vir ons so belangrik vir vandag se tyd. Goed, ons lees verder. Intussen gaan Hermie, die boodskapper en sanger uit Caesarea Philippi, eers op die berg kyk hoe dit daar met die afgebrande stad gaan. En hy sien dat geweldige brande nog hier en daar woed. Maar hy ontdek ook dat daar juis 'n geweldige onweer vinnig uit die rigting van die stad nader kom, wat na sy mening nie so lank meer op hom sou laat wag nie. Soos 'n weerprofeet kom hy nou die berg af en sê aan die ou Markus: "Beste buurman, daar is so baie gaste hier. Binne 'n halfuur sit ons almal in 'n rasende storm met onweer. Het jy wel voldoende onderdak om ons almal teen moontlike ongemak te beskerm? Want met so 'n storm sal dit nie veilig wees om buite te bly nie. Die wind en die reën is nie die ergste nie, maar haalstene en bliksems is nie so aangenaam om in die oop lig mee te maak nie. As jy dalk te min onderdak het, moet ons voorsorgmaatreëls tref." Markus, die ou getroue een wat by Joshua staan, sê: "Solank die een wat hier is, hoofletter 1, niks sê of opdra nie, is daar beslis ook geen gevaar nie." Dit is die man se geloof, wat ons ook moet hê vir hierdie komende groot storm wat kom. Hierdie een is ons beste en betroubaarste veiligheid. As hy egter vind dat daar voorsorgmaatreëls getref moet word, sal dit ook so vinnig moontlik getref word. Beste vriend en buurman, bekommer jou dus maar glad nie. Alles sal regkom. Alles sal gou in orde wees. Ek roep beide en sê aan Markus: "Die storm wat ons weldra sal bereik, sal ons behoorlik baie ongemak besorg. Daarom sien Hermie dat 'n paar afdakkies geen kwaad sou doen nie, maar hier is glad nie materiaal daarvoor nie. Waar kan jy in so 'n kort tyd dit bymekaar kry?" Markus sê: "Meester, solank u by is en met ons is, sê ek, soos ek al vroeër aan vriend Hermie gesê het, u is ons beste beskerming en ons het ewiglik geen beter en sterker nodig nie." Ek het dit verdik omdat dit vir ons 'n boodskap in hierdie hoofstuk 186 is. Dat Joshua is ons beste en is ons enigste beskermer. En hoe gaan jy hom kry dat hy jou beskerm? Gaan jy in die regte kerk wees van al die 138.000 wat daar is? Of wat beteken dit? Dit beteken Joshua moet in jou hart wees. En as Joshua in jou hart is, dan sal jy hom ervaar in jou hart. Jy sal weet hy is daar, want jy sal doen wat hy sê, wat basies behels dat jy besig is met werke van liefde. Liefde vir Vader,
deurdat jy jou tempel sal wil skoonmaak van al die gemors wat jy in die wêreld daarin gedraai, en tweedens dat jy lief sal wees vir jou medemens wat minder het as jy, en hom sal help. Al het jy self niks nie, kan jy vir hom bid, jy kan vir hom water aanbring, as hy 'n glas water kort, jy kan sy las verlig as iemand by iemand verbykom wat 'n swaar las dra, vat dit uit sy hande uit as dit 'n ouer persoon is. Dit is alles dade van naaste liefde, en dit is nie moeilik nie. Dit is baie, baie maklik. En wanneer Yeshua in jou hart is, sal hy op elke punt sal hy jou wys, doen dit. Baie omstanders herhaal hierdie woorde van die ou Markus hardop en vol vertroue, en ek, Yeshua, sê, goed dan, maar as daar nou dalk 'n harde haalby sou kom, met bliksems en 'n wolkbreek daarby, almal sê, meester, ook al sou daarby 'n ongehoorde aardbewing alle berge op 'n hoop gooi, en sou alle sterre van die hemel val, dan sou ons in u teenwoordigheid tog nog uitbundig lag. Wat kan ons skaad as u magtige hand ons beskerm? Klink soos 'n bietjie van 'n groot praat hierso. Sal nou vorentoe kyk. Yeshua sê, soos nou, moet julle ook in die storm en die gevaar nie net met julle monde spreek nie, maar ook met julle harte. Dan sal julle deur julle geloof en deur julle lewende vertroue my beskerming geniet. Daar is die voorwaarde. Ons geloof en ons vertroue dat hy ons wel gaan red. Maar as julle in die gevaar sou begin om terug te deins, sou my beskerming julle nie so baie baat nie. En dit kan net gebeur om in geloof en vertroue vas te staan as jy krag het. Ek praat van geesteskrag, dis nou nie 30.000 volts elektriese krag nie. Dit is daai stille krag wat Yeshua se liefde vir jou gee, dat jy nie 'n bang haar op jou kop vir enige iets gaan hê nie, en dat jy in enige gevaar sal staan, en nie net staan en niks doen nie, maar staan en werk, of staan en kyk waar jy kan help, en dan jou hande uitsteek om jou medebroer en suster te help. Dit is die krag wat hy vir ons sal gee. Kom nie met wapens nie, dit kom nie met vliegtuie en missiele nie. Dit is 'n krag om te weet dat daai goed niks aan ons kan doen nie. Niks. Soos daai klomp bomme wat nou daar gegooi word. As jy in Yeshua is, sal nie een van daai goed na jou toe nader kom nie. So, dis vers 8, nee. Almal sê, o meester, wie sal wankel in die geloof en die vertroue op u? Voor alles verlaat ons onsself op u liefde en u almagtige wil. Want as u, o meester, sou ophou om te wil, sou dit vir ons met al ons geloof en vertroue sleg lyk. Maar u is baie goed en regverdig, en u sal ons vertroue nie tot skande maak nie. Yeshua sê, o, verseker nie. Julle sal juis op hierdie aand Elohim God se mag en glansrykheid leer ken en voel. Bovendien moet hierdie storm kom, ter wille van die nog brandende stad, omdat sy andersins nog 'n paar dae sou bly brand. Die storm sal wel ongeveer 3 uur lank duur, en dit sal 'n storm wees soos julle nog nooit beleef het nie. Maar hy sal tog meer baat as skade doen. En ons is ook beloof aan die einde van die tyd, sal dit ook so erg wees, en die storm so groot sal wees, soos wat dit nog nooit ooit op die aarde voorgekom het nie. So dit is hierdie vers bevestig dat ons dit as 'n profesie kan sien. Wat die 3 uur lang is, weet ek nie, of dit 3 jaar lang is nie. Ek het nie
die vrymoedigheid om dit te sê nie, maar daar is sekere spesifieke rede dat hy dit vir ons gee. Maar laat ons nou na die see gaan, want daar sal ons aanwesigheid die mees noodsaaklikste wees. Ook sal julle daar die woedende elemente die beste kan sien, en die glansrykheid van Elohim sal julle daar ook beter ondervind, as onder 'n dak. Na hierdie woorde trek elkeen na die see wat baie rustig was. Maar daar sien 'n mens ook al die swart wolke naderkom, en ook oor die oostelike en suidelike berge toring die wolke massaal omhoog, en dit word vir almal nou duidelik dat daar 'n geweldige storm aan die kom is. Bokant die see is 'n massa stormvoëls te sien. Oran begin daarom besorg te word oor sy mooi kosbare tente. Hy kom na my toe en vra my of ek die reisgeselskap ook sou wou beskerm, want met so 'n reuse storm sou die tente baie sleg daarvan afkom. Joshua sê ek dan nie aan julle, dat die glansrykheid van Elohim om juis hier die duidelikste sal openbaar nie? Hoe kan julle dan ondanks dit so besorg wees oor julle armsalige tente, asof die heil van die wêreld maar enigsins daarvan sou afhang? Kyk, die tente is groot en baie ruim. Laat, as die storm in alle heftigheid oor ons los sal bars, alle vroulike gaste daarin gaan, en ook die manlike wat miskien tog deur 'n te groot vrees bevange sou word. Want die storm sal seker nie meer te spot wees nie. Maar met jou markiestente sal niks gebeur nie, behalwe dat dit ietwat nat sal word. Koran sê, ek dank U vir hierdie gelofte, of belofte, wat nou al byna heeltemal in vervulling gegaan het. My tente, wat selfs by die grootste wolkbreek geen druppel water deurlaat nie, staan nou almal ten dienste van wie daarvan gebruik sou maak. Self sal ek egter ook by U, o meester, wou buite bly. Nou vra Joshua vir hom, is jy dan nie bang vir die haal nie? Dan moet my pla hierso. Nou sê Oran, ek het haar al saam met alle ander my mening gespreek, en sê dit nog eens met die wyse spreek van die Romeine. Nou daar gaan ek nie eens daai woorde probeer in Latyn sê nie, maar dit beteken, as die hemelgewelf instort, sal die pynhope 'n onversadigde aantref. Hy sal hom deur niks laat afskrik nie. Nou sê Joshua vir hom, goed so, maar nou begin die stormwolke van beide kante mekaar die vochtige hande te reik, en dit sal dus nou wel gou losbars. Ook op see vertoon daar al hier en daar groot rollers, golwe, en dit is dus vir die vreesagtiges tyd om die droë plek op te soek. Visse spring uit die water om die laagvliegende muggies te vang. Ook is daar 'n altyd groeiende swerm seelmeeuwe en swaalkies bo die wateroppervlakte, en help die visse om die aantal muggies te verminder. Die water word op verskillende plekke erg onrustig, en hoog in die lug dwarrel die wolke altyd digter en wanordeliker de mekaar. In die weste word die rol van die donder ononderbroke gehoor. En die stormvlae bo die volle see begin met hulle vreesverwekkende, rasende en loeiende stryd. Nou wat stel, hoekom het hy afgegaan na die see toe? Want die see in simboliek in die skrif stel die volke, tale en nasies voor. En hierdie storm wat nou aan die einde gaan kom in ons tyd, en wat nou al reeds begin opsteek het oor die aarde in die afgelope, kan ek amper sê 'n jaar, waar ons hierdie verskriklike fisiese storms het, oor oorstromings, brande, orkane, aardbewings, vulkane,
Alles wat jy aan kan dink is in die ergste trappe. Ons het nog nooit sulke goed gekry nie. En wat my altyd, wanneer ek na die video's kyk en kyk na hierdie riviere en strome van water en modder en klippe wat sommer net vloei, dan verbaas ek my oor die woede van die storms. Het is nie meer soos dit was in die ou dae nie. Ons ken almal storms. Ek het in die Noord-Kaap gebly. Daar het baie reënstorms gekom, dan loop daai waters, dan is al die panne vol en daar's riviere waar nog nooit riviere was nie. Maar ons het nog nooit die woede van hierdie storm so ervaar daai tyd nie. Dit is nou asof die natuur vir ons kwaad geword het. Wat werklik so is, ons het dit al baie behandel, dat die natuurgeeste, wat basies dienende werktuie van Vader in die planteryk is, in die diereryk, in die lug, in die water. Baie van hulle woonplekke is nie meer daar nie, want die mens het hulle woonplekke verwoes. Of die diere heeltemal uitgeroei, of die planteryk so verminder, dat hulle nie meer plek het om te bly nie. Hulle het nie werk nie, nou is hulle kwaad. En dan trek hulle mekaar aan, en uiteindelik word hulle so 'n groot massale klomp natuurgeeste, dat daar dan reën, haal, storms vorm, wat dan verwoesting aanrig. En ons sal nou die volgende hoofstuk oor die storm, sal ons sien, wat alles hier bespreek of ervaar word. Hoofstuk 1:8-7, die storm. Soos die lawaai van die vinnig naderende storm altyd sterker en meer rammelend word, en daar 'n bykans volledige duisternis oor die see en oor die hele streek homself begin te uitbrei, begin die meer angstiges hulle in die tente terug te trek, en het geen sin meer gehad om buite by my Yeshua te bly nie. Ook die leerlinge begin onder mekaar hardop van hulle besorgdheid blyke te gee. Van die 50 fariseërs bly daar nie een buite, sodra hulle 'n paar haalkorrels van 'n pond voor hulle op die grond sien val nie. Nou 'n haalkorrel van 'n pond is nogal groot. Dink maar aan 'n pond botter. Dis 500 milligram, as ek reg. 500 gram. Dis so 'n hele haalkorrel. En dit sien ons vandag nog in die fisiese nou baie algemeen, sulke groot haalkorrels, selfs hier in ons land. Ebal spoor jare aan om ook met hom na 'n tent van Orang te gaan, maar sy is nie van haar plek weg te kry nie. Jara stel die dogter van Sion aan die einde van die tyd voor, en sy sal nie van Yeshua se sy wyk nie, want sy is die bruid. En sê, wie kan nou so bang wees in die nabyheid en in die volle aanwesigheid van die Meester? Sou so 'n storm tot meer in staat wees as die liefde, die almag en die ewige hoogste gesag van die Meester? Nou dit gaan ons bestemming wees aan die einde van die tyd. Ons gaan net nie so bevoorreg soos Jara wees om hom in die fisiese by haar te hê nie. Ons gaan Yeshua in die gees by ons hê. En dit is hoekom ons sê ons moet hom in ons harte kry. Dan weet jy, hy is by ons en hy's in ons en hy's met ons, soos ons vanmôre 'n getuienis gekry het. Jy sal dit weet. Dis nie iets wat iemand van buite af vir jou moet sê nie. Jy sal dit van binne af weet. Nou sê haar pa Ewal, natuurlik nie, maar as daar haalkorrels van 'n pond val, word jy onwillekeurig tog 'n bietjie bang. Veral as dit in digte massas uit die wolke na benede gaan val. So 'n yskegel soos wat daar nou net een voor my op die grond geval het, sou maklik jou hoof kan verpletter. Ek glo dat selfs by die digste haalby, daar nie een my of my dogtertjie sal raak of kwaad sal doen nie. Maar ondanks dit, word 'n mens soos ek, onwillekeurig deur die gebruikelike angs oorval. Maar nou sal ek tog nie bang wees nie,
want ek kan my deur my eie jare tog nie in die skande laat maak nie, of tot skande laat maak nie. Nou Ewald stel nou mense wat baie na aan Jara is, dit is nou haar pa, en deur haar voorbeeld en haar krag verkry hy nou ook krag om daar buite te staan, alhoewel hy was op die punt om te hardloop na veiligheid toe. Nou begin dit al heel wat harder te haal. Haalstene die grootte van 2 vuiste val met groot krag op die grond. Op die see begin huishoë golwe sigbaar te word. Die een bliksem volg op die ander, en saam met die digte haal begin ook die reën in strome neer te val. Nou slaan Hebram en Risa met die 30 jongeres ook op die vlug, en verskuil hulle onder die tafels. Soetal, Ribar en Baal, dis nou almal manne wat nou daar by hom aangekom het. Baie is nou bekeer, party is maar nog net 'n dag of 'n half dag bekeer, ander nou al vir langer tyd. Soetal, Ribar en Baal, die vernaamstes van die voormalige 12 misdadigers, bly, en my leerlinge bly ook, behalwe Judas Iskariot, die moet ook hardloop. Die Romeinse soldate soek beskutting in die huis en in die vissershutte van Markus en onder die oorhangende rotse. Elkeen van hierdie groepe mense stel mense aan die einde van die tyd groeperings voor wat nie by Yeshua skuiling gaan soek nie. En is nie noodwendig dat hulle almal slegte of bose mense is nie. Dit is net mense wat nog nie Yeshua in hulle hart ontdek het nie. In my onmiddellike omgewing bly egter Cyrenius, Cornelius, Faustus, Julius, Philippot, Kisjona, Ebal met Jara, Raphael die engel en Josua. Dan die 11 leerlinge, die ou Markus met sy 2 seuns, en ook Mathael met Oran, Rob, Bos, Micha en Saar. Maar Helena, nou die vrou van Mathael, vlug ook met die vrou en die dogters van Hermie in die tente in. Hermie bly egter by my. Hoewel ons heeltemal onbeskut aan die oewer van die see staan, word niemand deur die massaal vallende haalstene of plotsende reën geraak nie. Dit is vir my so wonderlik belangrik. En ons het hier op hierdie plaas self voorbeelde hiervan. En self in hierdie seisoen. Ons het daar in daai kantore gesit van Roudkemp, en toe hierdie storm kom, en terselfdertyd wat ons toe begin bid het Karen hulle in die ouete huis ook begin bid. Die eerste haal het geval, en die wind het geruk aan die bome en die dakke. En ek bid toe saam met die manne wat daar by my gesit het. Oombliklik, soos in toe ons amen sê, toe stop daai haal, net daar. En die wind gaan lê, en ons het verder die dag net 'n sagte reën gehad. Kyk maar hoe dit in Pretoria gegaan het hierdie afgelope paar maande. Verskriklike storms. Dan wanneer hy hier kom, dan bid ons, en vra Vader, ag asseblief, beskerm ons huisies, beskerm ons voertuie, dat hulle nie haal skade opdoen nie, en beskerm ons gewasse. Ons het dit al hier gehad, jare wat ons nie betyds gebid het nie, dat ons gewasse weggeslaan was. En dan het ons 1 jaar, dis seker nou al 7-8 jaar terug nie, toe ons die tuin begin. Dis die eerste tuin wat ons gemaak het vir die oor. En die haal het alles stukken geslaan om daai tuin, is asof daar muring was, 'n draad, en alles binnekant het niks oorgekom nie. Nie 'n pampoenblaar het 'n gat in gehad nie. Nie 'n tamatie is van die rank afgeslaan nie. Dit was vir ons 'n wonderwerk. Dit is hoekom hierdie goed kan gebeur, is net omdat die mens nie naby genoeg aan Yeshua is nie, en nie genoeg vertroue in hom het, dat dit nie algemeen met ons gebeur nie. Dit is regtig so, is ons skuld.
Ek kan vir my herinner van nog 'n storm, ek gaan nie die hele storie vertel nie, net kortliks. Die storm het reg op die plaas afgekom en hy was nie breed nie, hy was omtrent die wyte van hierdie plaas. En hy het nogal daar van daai berg se kant afgekom, daar van Suiderberg, van Atteridgeville se kant. En Louise was nog by my, ek sê ons moet nou hardloop, hierdie ding gaan ons nou vang. En ek spring op die fiets en ek was nog nie by die huis nie. Toe begin het al hard te reën. En die volgende oomblik hoor ons 'n geweldige donderslag, maar soos een van daai wat jou so hoog laat skrik. En toe roep Louise my direk daarna, toe sê sy, Wendy so en so nommer brand. En ons jaag toe almal soontoe om die brand te blus. Toe is dit twee mense, twee susters, wat hulle besig gehou het met voodoo. Hulle het voodoo poppe daar gebring en ons almal in die bestuur met hierdie voodoo poppe begin. Jy weet mos, jy steek die voodoo pop in die nek of waar, dan kry jy daai seer ding. Hulle kan dit doen met hulle demoniese geeste. Toe was hulle daarmee besig en daai weerlig wat geslaan het, het als binne uitgebrand, want die buitekant van daai Wendy het nog gestaan. Toe ons klaar die vuur geblus het, toe smeel net die goed binnekant, al daai klomp voodoo gemors met al hulle klere en komberse. So dit is hoe Vader 'n mens kan beskerm. Toe het ons eers bewus geraak van dit. Ook by die plek waar ons staan, ook bly die plek waar ons staan kurkdroog. Bliksem slaan voor en agter ons in die grond, maar hinder meerendeels slegs ons ore deur hulle krakende slae. Maar nou begin 'n orkaan ook in alle heftigheid die see te bewerk. En dadelik kom daar golwe so groot soos klein berge aangerol, wat vir mense oë vreesaanjaend lyk. Nou 'n orkaan is 'n kolkende groot warrelwind wat op die see ontstaan en dan hierdie geweldige golwe voortbring. Toe sê Marcus, meester, ek is nou tog al 'n ou man en ek het in Calabria en Sicilië onweersbuie gesien en meegemaak. Maar so stormweer soos uit die tye van Noag nog nooit. Meester, hierdie haal sal die streek verwoes vir jare. Die verskriklike waterstrome spoel alle kosbare grond die see in. Dit sal vir die arme mense chaoties word. En die einde is nog nie in sig nie. Maar dit storm altyd harder en erger. Die daar onder die tafel sal nog verdrink as dit nie ophou nie. Die tafels help tog al weinig meer nie, want dit lê al in stukke. Meester, hoe lang sal die storm dan nog duur? Nou ja, vir 'n storm om tafelstukken te slaan moet erg wees, nee, daai goed met woede afkom. Joshua sê, hy het nog nie eers behoorlik begin nie. En jy wil hom dan al beëindig sien. As hy omslaan, sal jy eers sy krag leer ken. Oorigens hoef jy jou glad nie onrustig te maak oor hierdie storm nie. As hy nie noodsaaklik was nie, sou een teken van my voldoende gewees het om hom te laat verdwyn. Hy is egter net so nodig vir die behoud van die aarde, soos wat jou oë vir jou is om te kan sien. Daarom laat ons hom heeltemal uitwoed. Aan die ander kant moet die bepaalde vriende van die glans tog ook eers iets van so ware glans ondervind. Hulle wat dit by my mis. Kyk net hoe die versteektes uit die openinge van die tente gluur en nie kan verstaan hoe ons die onweer buite so opgewek kan deurstaan nie. Maar om na buite te kom, het hulle glad nie genoeg durf nie. O, hoe ontsettend klein is hulle geloof nog. Dink gister se lesing het daai ene ons vir Joshua sommer aangevat, dat hy mis die glans, of 'n beter woord in Engels is die shine, wat in hulle destydse kerk was. En nou sê Joshua, nou kan hy so 'n bietjie ervaar van hierdie glans van my, want dit is ek wat hierdie storm gebring het. Marcus sê,
Dit is alles mooi en goed, maar waarvan sal die arme mense nou moet lewe? Want u sien tog goed, dat die onophoudelike haal alles totaal verpletter, en die stromende water alle grond in die see inspoel, en duisende mense en huisdiere word nou gedood, en hulle wat lewendig hiervan afkom, sal naderhand sekerlik aan die hongersnood oorgelewer word. Dit is tog alle harde en sware bestraffing, met die allerdikste tugroede ter wêreld. Nou moet ons nie vergeet, hoekom het hierdie storm gekom nie, hoofsaaklik as gevolg van die boosheid van die priesters in die stad Caesarea Philippi, waar hulle die mense basies gestroop het van al hulle eiendom, en toe word die mense ingelig dat hierdie sonsverduistering en die skynson wat later geskyn het in die middel van, of in laat in die nag in, dit alles natuurlike goed was, en toe bestorm hulle die priesters en hulle soek hulle goed terug, toe wil hulle dit nie gee nie, en toe brand hulle die priesters se huise af, hulle brand die sinagoges af, hulle brand die afgodstempels af, amper soos wat nou by ons gaan. Vele van hierdie aanbiddingsplekke word nou vernietig, omdat die mens nie meer tevrede is nie. In Europa, ek dink dit was verlede jaar en voorverlede jaar, het talle, seker maklik 30, 40 kathedrale afgebrand. Moskees brand af. Sinagoges word nou vernietig in Israel. So ons is nou in daardie tyd, waar die geestelike ook nou besig is om vernietig te word. En nou kom Yeshua en hy sê, hierdie storm is noodsaaklik dat hy brande ophou, en wat ook al nou gaan gebeur met al hierdie mense se diere en hulle gewasse, want daar sal sekerlik nie 'n koringland of 'n garsland meer 'n halmpie oor hê nie, en die diere, hierdie tipe haal, slat, 'n skaap en 'n bok mors dood, in gevalle 'n bees ook. So ons sal nou sien hoe Yeshua hierdie ding weer vir sy kinders goed gaan maak. Maar hierdie storm wat hier beskryf word, moet hoofsaaklik geestelik bekyk word. En hierdie verskriklike orkaan wat nou oor die see kom, see is die tale, volke en nasies, dit is hierdie verskriklike aanslag wat die mens nou beleef, van alle kante af, finansiële kant, politiese kant en geestelike kant. Ek lees nou vanmôre hierdie Cyril Ramaphosa, basies, hulle sê hy is die president van die land, hy is nie my president nie. Hy is die ou wat nou in Afrika die digitale ID's druk. Dit beteken, dit is 'n microchip in jou arm, of weet nie waar hulle dit gaan sit nie. So ons is in die middel van die ding. En dit is deel van hierdie groot orkaan op die see. Want dit wil ons meesleer. Hy wil alle goeie grond in die see instrooi. Alle goeie siele moet vernietig word. Want wanneer jy daai merk gekry het, dan is dit verby, volgens wat die Bybel vir ons sê in Openbaring. Want lyk my nie, jy kan dit omkeer. Jy kan dit nie tot niet doen nie. So asseblief, my waarskuwing aan almal hier, veral die nuwe mense, moenie 'n digitale ID voor aansoek doen nie. Die kaartjies wat ons nog kry, werk nog goed genoeg. Hulle kan niks daarmee met jou DNA peter nie. Maar dit is wat gaan gebeur wanneer hierdie goed in ons arms en in ons voorkoppe ingesit gaan word. Daar word dan 'n interaksie wat plaasvind tussen jou DNA, jou bloed, jou wese, jou siel en hierdie microchip wat van buite af gemanipuleer kan word. En dan kan hulle jou, basies jou emosies beheer soos hulle wil. Hulle kan jou vrolik maak, hulle kan jou wreedaardig maak,
hulle kan jou agterdogtig maak, hulle kan enige iets met jou doen, afhangende van die pulse wat hulle van AI, kunsmatige intelligensie, in Afrikaans is dit KI, wat hulle na jou toe stuur. So dis als deel van die storm, wat die mense wat nie by Yeshua staan nie, gaan in gevaar wees om dit te vat. Basies is hier 'n hele paar groepe by Yeshua wat wel skuiling gekry het, maar dan is daar sekerlik duisende in die stad wat ook nie skuiling gekry het nie. Ons lees niks van die stad nie. Dalk is daar 'n hele klomp mense dood in die stad, want die stad stel wel die eindtyd Babylon voor, hierdie Caesarea Philippi. So, jy kan dit gerus weer lees en trek dit in jou gees na vandag se tyd toe en kyk waarvoor jy moet waaksaam wees. Want dit is nou 'n tyd om waaksaam te wees. Baie, baie dankie. Ek ekskuus net